Hartlik goeiemôre geliefdes by hierdie erediens. Mag ons 'n ontmoeting met die lewende Here self hê. In die welbekende gedeelte in Esegiel 37 vra die Here vir Esegiel: "Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?" Esegiel staan voor 'n vallei wat vol droë doodsbeendere is. En die Here vra vir hom: "Kan daar in hierdie bene weer lewe kom?" En dan is Esegiel se antwoord: "Nee, dit weet net U, Here, my God. Dit weet net U." En vandag se teks wat ons gaan saam lees in Johannes 11, sê vir ons ja, die Here weet. En die Here sê ja, daar kan in hierdie droë bene weer lewe kom. Geliefdes, die Here wat lewe gee, die Here wat vir ons die ware lewe gee, groet jou en sê vir jou genade, barmhartigheid en vrede. Amen. Kom ons bid saam. Here, mag ons vandag U woord opnuut hoor. Here, mag ons opnuut vandag die lewe beleef, die lewe in oorvloed wat U vir ons wil gee. En mag ons opnuut vandag, as ons hoor van die lewe, Here, ook self die lewe gaan leef, deurdat ons oorgegee aan U leef. Wil U daarom U woord vir ons oopbreek, Here, wil U hierdie erediens seën, en mag dit wees tot die eer van U naam. Amen. Geliefdes, ons lees vandag weer uit die Johannes Evangelie en wel in Johannes 11. Nou as ons mooi gaan kyk na die Johannes Evangelie, kom ons agter dat Johannes sy evangelie so effens anders skrywe as die ander 3 evangelies. Johannes byvoorbeeld noem die wonderwerke van Jesus tekens. So dis nie wonderwerke nie, maar tekens. En hy beskryf net 7 van die tekens wat Jesus gedoen het. En elkeen van hierdie 7 tekens gebruik Johannes om vir ons en dan nou vir die lesers in sy tyd te sê dat Jesus waarlik die Messias, die seun van die lewende God is. So dis pragtig hoe Johannes dit laat opbou, hierdie 7 tekens, van die eerste ene in Johannes 2 by die bruilof in Kana waar hy water in wyn verander, tot by die 7de een wat ons vandag gaan saam lees, as hy vir Lazarus uit die dood opwek. Dis as ware dan die hoogtepunt, die 7de teken, die onomstootlike bewys dat Jesus waarlik die Messias is. Maar ook watter tipe Messias hy is, dat dit hy is wat lewe bring, daar waar ons net doodloopstrate sien. So op 'n vreemde manier, dink ek dat Jesus geweet het, Lazarus moet sterf. Lazarus moet nie sterf sodat hierdie teken kan plaasvind nie, o nee. Maar Jesus weet, as hy die boodskap van Maria en Martha kry, weet hy moet wag, want Lazarus moet sterf. Daar moet iets gebeur wanneer hy na Betanië toe gaan. Soos wat hy in Johannes 2 sê, ek kan nog nie eintlik hierdie wonder doen nie, want my uur het nog nie aangebreek nie. Is dit asof hy nou weet, sy uur het aangebreek. En daarom gaan hy na Betanië. Daarom gaan hy terug na Jerusalem, waar die mense homself wou doodmaak. Daarom weet ons, sy tydsberekening is perfek. Jesus weet wel, dat hierdie teken, wanneer hy vir Lazarus uit die dood opwek, dat dit die begin van sy einde is. Maar dat hierdie teken ook die betekenis van sy lyding baie mooi gaan onderstreep. Hy ly, want God het die wêreld lief. God het die wêreld so lief gehad, dat Jesus kom sterf vir ons sonde. Maar op 'n ander vlak sien ons ook in hierdie verhaal iets pragtigs raak. Dat God nie onaangeraak is deur mense se lyding nie.
In sy eie lyding op pad na die kruis, huil Jesus rukkend en snikkend, treur Jesus eg en opreg oor die dood en lyding se invloed op ons gewone mense se lewens. Geliefdes, kom ons blaai in ons Bybels na Johannes hoofstuk 11. Ons lees vers 1 tot 44 saam. En dis weer 'n geweldige lang verhaal, maar dit is baie belangrik dat ons die hele verhaal lees en eintlik dat ons nog verder in die verhaal sal lees, want na die gebeure van Lazarus se opwekking uit die dood, is dit die Fariseërs wat aktief planne beraam om vir Jesus dood te maak. Maar nie net vir Jesus nie. Hulle besluit ook, hulle moet 'n plan beraam om vir Lazarus dood te maak. Voordat ons dit lees, net 'n klein bietjie agtergrond oor wat gebeur het wanneer iemand te sterwe gekom het in daardie tyd. So die Jode het nie iemand gebalsem as iemand te sterwe gekom het nie. Nee, die persoon is in linnedoeke toegedraai en dan op dieselfde dag in die graf geplaas. Gewoonlik 'n tipe grafgrot wat uit sandsteen gekap was. En dan is daar 'n klip, 'n groot swaar klip voor die ingang geplaas, want daar was ook die gevaar van grafrowers wat selfs die linnedoeke sou kom steel. Dan het die mense ook geglo dat jou siel nog so vir 3 dae hier in die nabyheid van jou liggaam vertoef. Dalk was dit die geloof in die moontlikheid om terug te keer na die lewe. Dalk was dit omdat sommige mense net skyndood was en iewers weer wakker geword het, gelewe het. Maar het hulle agtergekom so na 4 dae in die graf, dan is die doodsreuk in jou neus. En dan weet jy daai persoon is regtig dood. Daarom dat Martha vir Jesus sê, Jesus, hy ruik al. Die doodsreuk hang onmiskenbaar in die lug op die 4de dag. Daarom lees ons ook interessant in die gedeelte, dat Jesus so 'n bietjie draai. Hy talm om na Betanië toe te gaan. En dis waarskynlik een van die redes. As die boodskapper van Martha en Maria af by Jesus aankom om te sê Lazarus is siek, is Lazarus waarskynlik reeds dood. Want dit was 'n hele dagreis, 35 kilometer van waar hy was in Betanië na Jesus hulle toe. So die boodskapper neem 'n hele dag om by Jesus uit te kom en die boodskap oor te dra. Daarna talm Jesus vir 2 dae voordat hy vir sy disippels sê, kom ons gaan na Lazarus toe. Dis al die 4de dag, hy ruik al. So Jesus weet, Lazarus is regtig dood. Jesus weet, die mense daar rond sou ook weet, dis al die 4de dag, Lazarus gaan nie sommer net weer wakker word nie. Hy is regtig dood, hy ruik al. So die feit dat Lazarus dood is, sal nie betwis kan word nie. En daar sou genoeg getuies wees om dit te bevestig. Kom ons lees nou die teks in Johannes 11 vanaf vers 1. Daar was 'n man met die naam Lazarus wat siek was. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Dit was die Maria wat die Here met geurende olie gesalf het en wat sy voete met haar hare afgedroog het, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe iemand na Jesus gestuur om te sê, Here, kyk, hy vir wie u lief is siek. En toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte lei nie tot die dood nie, maar tot die verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Toe hy hoor van Lazarus se siekte, het hy nog 2 dae vertoef op die plek waar hy was. Eers daarna sê hy vir sy disippels, kom ons gaan terug na Judea. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, onlangs nog het die Jode u probeer stenig en u gaan weer daarheen? En Jesus het geantwoord,
Is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat die lig nie by hom is nie. Nadat hy dit gesê het, sê hy vir hulle, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal dit goed wees. Dan sal hy gesond word. Maar Jesus het van die dood gepraat, terwyl hulle gedink het dat hy van rus, van gewone slaap praat. Toe sê Jesus openlik vir hulle, Lazarus het gesterf. En terwille van julle is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat bekend staan as Didimus, het toe vir sy mededisippels gesê, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterf. Toe Jesus daar aankom, het hy gevind dat Lazarus reeds 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, ongeveer 15 stadion ver. En baie van die Jode het na Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat wat U ook al van God vra, God vir U gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha sê toe vir hom, ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Sy sê vir hom, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom. En nadat Martha dit gesê het, het sy gegaan, haar suster Maria eenkant toe geroep en vir haar gesê, die leermeester is hier, en hy roep jou. Toe Maria dit hoor, het sy hastig opgestaan en na hom gegaan. Jesus het nog nie in die dorpie aangekom nie, maar was steeds op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by haar in die huis was en haar vertroos het, sien dat Maria hastig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf om daar te huil. Toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar sien huil, en dat ook die Jode huil wat saam met haar gekom het dit hom ewig ontstel, en hy het diep bewoe geword. Hy sê toe, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het begin huil. Daarop het die Jode gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad. Maar sommige van hulle het gesê, kon hy wat die oë van die blinde man oopgemaak het, tog nie voorkom het dat hierdie man sterf nie? Jesus het toe, opnuut ewig ontsteld, na die graf gegaan. Dit was 'n rotsgraf en 'n groot klip het daarteen gelê. Jesus het gesê, vat die klip weg. Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy ruik reeds, want dit is al die 4de dag. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? Hy het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem,
Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Tot sover uit die Here se woord. Ek wil vanoggend ook iets oor God se liefde sê na aanleiding van hierdie teks. Ons lees gereeld in hierdie paar verse dat Jesus vir Martha en Maria en Lazarus liefgehad het. Hierdie verhaal is geanker in God se liefde vir mense. Net soos die hele evangelieverhaal geanker is in God se liefde vir die hele wye wêreld. Ons weet, God het alle mense lief. Ons weet dat Jesus nooit iemand afgeskryf het nie. Dat hy nooit iemand gesê het, jy is nie goed genoeg nie. Of God het jou nie lief nie. Ons weet dat hy kuier saam met mense wat afgeskryf is deur ander mense. Ons weet dat hy selfs in sy gees, die hooftollenaar, sal ons sê, skyn van die aarde, sy huis, tuis gegaan het. Jesus se dade dui op sy liefde vir alle mense. In hierdie verhaal word die woord liefde, en dan agape liefde, daardie onvoorwaardelike liefde, word gebruik om na die band te verwys tussen Jesus en Martha en Maria en Lazarus. Maar Johannes gebruik ook die ander Griekse woord vir liefde, naamlik philia. En hy gebruik hierdie twee terme afwisselend. Philia, die broeder en suster liefde. Dat Jesus ook vir Lazarus en Martha en Maria soos 'n broer en 'n suster liefgehad het. Dit dui vir my op die omvattendheid van Jesus se omgee en Jesus se liefde. Dit vertel vir my iets van die besonderse band tussen God en mense. 'n Liefdesband wat eg en persoonlik is. Dis die tipe verhouding wat daar bestaan tussen Jesus en hierdie gesin. Dis die tipe verhouding wat daar normaalweg bestaan tussen ons en ons kinders, ons broers en ons susters. Ons huil nie verniet oor geliefdes wat sterf nie. Ons beleef nie verniet iemand anders se seer kry en se swaar kry saam met hulle as ons hulle liefhet nie. Jesus het vir jou en my net so lief. Daardie diep agape liefde, onvoorwaardelik, allesomvattend. Maar ook die philia liefde, broeder en suster liefde, familieliefde. So behoort ons mekaar ook lief te hê. Of dit nou maklik is, weet ek nie altyd nie. Soms sukkel ons om ander mense lief te hê, selfs in die kerk sukkel ons om ander mense onvoorwaardelik lief te hê. Maar die Here sê, ons moet sy liefde uitleef teenoor elkeen wat ons pad kruis. Ons moet in liefde teenoor mekaar lewe. God se liefde moet in ons verhoudinge teenoor mekaar blyk. Want mense kan sien as ons mekaar liefhet. En sê hy in sy woord, as ons mekaar liefhet, sal almal weet dat ons sy disippels is. Mag ons mekaar lief hê. Ek wil vanoggend die belydenis van Martha ook gebruik om ons geloof in die Here God te bely. Ons sê gewoonlik die geloofsbelydenis hardop saam, maar vanoggend wil ek julle herinner aan die belydenis van Martha. Sentraal in hierdie verhaal staan Jesus se woorde aan Martha as hy vir haar sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterf hy ook.
En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Dan vra hy vir Martha, glo jy dit? En ek wil dit vanoggend vir jou vra, glo jy dit? Glo jy as jy bely dat daar staan in die geloofsbelijdenis, jy glo in die ewige lewe? Glo jy dit? Want wat bedoel ons as ons dit bely? In 'n sin het Martha, glo ek, ook nie presies begryp wat sy glo nie. Nie presies begryp wat Jesus bedoel het toe hy vir haar sê hy is die opstanding en die lewe nie. Maar dit maak nie haar belydenis minder waaragtig nie. Want ek dink ook ons, en ek weet ek self aan die een kant, aan hierdie kant van die graf, glo soms maar effentjies en bely dit ook soms maar saggies. Want vir ons is die fisiese dood en die broosheid van die lewe 'n realiteit, soos dit vir Martha en Maria en Lazarus was. Om dus te glo dat Jesus die opstanding en die lewe is. Om dus te glo dat die wat in Jesus glo nie sal sterf nie, is moeilik om te glo. Maar hiermee help Lazarus en die hele verhaal ons, want alhoewel Lazarus nou die dood sy stap, sou hy weer sterf. Daarom is dit wat Jesus vir Martha en vir Maria en vir Lazarus doen en sê, is dit geestelike waarheid. Ons hoef nie te vrees vir die fisiese dood nie. Ons moet vrees vir die geestelike dood. Want as ons in hom glo dat hy die Christus is, sê hy, dan sal ons lewe, al het ons ook gesterwe. En geliefdes, dis die paradoks van die ewige lewe in Christus Jesus. Dat ons nie 'n ewige jeug hoef na te jaag nie. Dat ons nie hoef te soek na die kuur om langer te lewe nie. Nee, wil Jesus vir ons sê, al wat julle nodig het, is die seun. Al wat julle nodig het, is geloof in die seun, Jesus Christus, ons Here. Dit sal Johannes later skrywe in Johannes 17 vers 3. En dit is die lewe, dat ons vir Jesus ken. Dit is die ewige lewe, dat ons vir Jesus ken. En hierdie kennis is persoonlik, hierdie kennis is intiem, hierdie kennis is eg en vol liefde. Daar is geen aansitterigheid nie, geen voorgee nie, net ware liefde in 'n lewende verhouding met God. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Geliefdes, ons lees hierdie verhaal in Johannes hoofstuk 11 in lydenstyd. Lydenstyd is juis die tyd in die kerkjaar wat ons daaraan herinner dat Jesus gesterf het vir ons sonde. Maar daar gebeur soveel meer, nie net in lydenstyd nie, maar veral ook op Paase, op Goeie Vrydag, daar aan die kruis, daar waar Jesus sterf vir ons sonde, maar daar oorwin hy ook die dood, sodat ons die ewige lewe kan verkry. Lydenstyd en Paastyd sê vir ons, die dood is nou dood. Dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Skrywe Paulus later amper uittartend. Die dood is dood, want daar staan 'n kruis op Golgotha. En hierdie is 'n realiteit. En dis nie 'n realiteit eers vir eendag as Jesus weer kom nie. Nee, dis 'n realiteit wat nou van dag tot dag in ons lewens afspeel.
Dit gebeur ook nie eers die dag as jy fisies te sterwe kom nie. Dit gebeur nou reeds in elkeen wat glo se lewe. Geliefdes, ek dink die ewige lewe gaan minder oor die feit dat jy tot in ad infinitum gaan leef, en meer oor die feit dat dit gaan oor die ware lewe in Christus Jesus. Dit gaan minder oor die kwantiteit van lewe en meer oor die kwaliteit van lewe. Dis 'n lewe in God se teenwoordigheid. Dis daardie lewe waar mense kan floreer, want ons weet ons leef binne in God se liefde. Dis God wat ons van hierdie doodsbestaan verlos in Christus Jesus. Maar tog sukkel dit om te glo dat die dood is. Want ek voel nog heeltemal te veel soos Lazarus. Ek is Lazarus, jy is Lazarus. En die dood is nog oral rondom ons teenwoordig. Dit hang soos daardie doodsreuk in die lug. Ons almal ly aan die terminale toestand genaamd lewe. Natuurlik probeer ons hard om werklik te lewe en voluit te lewe, maar dan kom gee die dood ons 'n paar taai klappe en ons sidder van angs, want dit is regtig erg. En ons kan skaars dink, skaars glo dat daar iets mooier, iets beter, iets wonderliker is as net hierdie lewe hier en nou. Want dit lyk tog of alles tot niks kom. Ons as gesin is lief om in die berge en in die natuur te gaan stap. En dikwels as ons dit doen, dan verwonder ons oor die pragt van die natuur. Ons gaan stap ook gereeld langs die strand en dan sien 'n mens die dolfyne speel en dit is so pragtig, die lewe wat God gee, is so mooi. En nou die oggend stap ons weer langs die see en ek vra vir Anet, wat lê daar so tussen die water en die sand? En dit is 'n groot stuk plastiek. Meters en meters plastiek wat daar besig is om uit te spoel. Ons het dit opgetel en uitgedra en in die drom gaan gooi. En dan vra ek vir myself, is daardie stuk plastiek ook 'n simbool van die doodsreuk wat hang oor die lewe, wat die lewe in see en op land verstik? En daardie doodsreuk kom klou vas aan 'n mens. Elke keer wat ons 'n koerant oopmaak, of die radio aansit, of TV kyk, dan is dit berigte van oorloë. Dalk is jou kinders of jou kleinkinders in daardie streke waar die oorlog woed. En dit maak dit so 'n bietjie meer persoonlik. En die doodsreuk kom kleef aan ons velle. Mense sterf, mense word ontheem, mense smee planne om mekaar dood te maak. En dit raak nog so 'n bietjie meer persoonlik. Die doodsreuk kom kleef aan jou klere. Dalk beleef jy 'n persoonlike lewenskrisis. En die doodsreuk kruip onder jou vel in. Maar ons hou nie om daaroor te praat nie, ons wil nie daaroor praat nie. Ons druk maar ons neuse toe. Ons wil nie die doodsreuk ruik nie. Ek dink sommer aan 'n berig wat ek onlangs gelees het van Suid-Afrikaners in Dubai, wat staan met vonkelwyn in die hand, terwyl die ligspel van die dood bokant hulle in die lug aan die gang is, soos die missiele heen en weer oor hulle aangenome stad vlieg. Die doodsreuk hang in die lug. Maar ook ons is dikwels geneig om dan grappies te maak oor die slegte en selfs die dood, want dit maak dit darm so bietjie ligter. En tog weet ons die menslike toestand is 'n doodloopstraat
met skynbaar geen uitkomkans nie. Maar geliefdes, daar is 'n kruis op Golgotha. Daar is uitkoms, daar is 'n toekoms, daar is hoop, want Jesus huil die dood dood. Hy huil uit sy hart uit. Die woord wat Johannes gebruik om te beskryf dat Jesus huil, is 'n woord wat sê hy ruk, soos hy huil. Nou ek glo al daardie roubeklaars het ook geruk, soos hulle huil, maar ons weet ook Jesus huil anders. Jesus huil die huil van hoop. Hy huil die dood werklik dood. Want daar waar hy staan in Betanië, kan hy reeds sy eie kruis op die horison, op die koppie Golgotha buite Jerusalem sien. En hy weet sy kruisdood bring lewe, bring hoop vir hulle wat in hom glo. Geliefdes, daarom roep hy vir Lazarus uit die graf uit. Sê hy vir hom, kom uit, Lazarus. Maar weet u, dit was nie 'n wonderwerk wat net een keer 2000 jaar gelede daar in Betanië gebeur het nie. Daardie wonderwerk, daardie roepstem van Jesus klink nog elke liewe dag vir die laaste meer as 2000 jaar op. Dit gebeur nog elke dag rondom ons. Dit het in jou en my lewe gebeur. Ons is van die doodsbestaan verlos tot die lewe. Oral rondom ons hoor ons hoe Jesus uitroep, kom uit, kom na die lewe. Ja, en soos Lazarus sukkel ons ook maar nog om die grafdoeke altyd af te skud en voluit te lewe. Maar elke dag is die uitnodiging nuut. Kom uit, kom tot die lewe. Elke dag is dit asof God daardie gawe van lewe opnuut aan ons gee. Ja, God wil nie net salf aan ons wonde smeer nie. Nee, hy wil die sluise van hemelse hoop vir ons oopmaak. Glo jy dit? Jy kan dit maar glo. Geliefdes, hierdie verhaal eindig dan eintlik baie stomp. Lazarus kom met grafdoeke nog om hom gedraai uit die graf uit, en hy sprak geen woord nie. Al wat ons lees, as ons bietjie verder lees, is die fariseërs wat planne maak om Jesus dood te maak, en sommer op die koop toe nog vir Lazarus ook. En ja, Jesus sou 'n paar dae later werklik sterf aan die kruis. Van Lazarus hoor ons nie weer nie. Maar ek wil jou vanoggend nooi om jouself die vreugde te verbeel van dit wat daar in Lazarus en Martha en Maria se huis gebeur het. Maar moet jouself dit nie verbeel nie. Beleef dit ook in jou eie opwekking tot die lewe. Maar dink aan Lazarus en Martha en Maria daar in hulle huis. Verbeel jou die vreugde. Daardie, ek kan nie glo dat dit waar is nie gevoel. Daardie gaan sit langs Lazarus en raak aan hom. Is dit regtig jy, Lazarus? Lewe jy regtig? En hou dan vas aan hierdie hoop, aan die lieflike geur van God se hoop. Want geliefdes, sedert daardie dag toe Jesus aan die kruis gehang het, is die hoopreuk in die lug. Is dit daar vir ons almal om te ruik? En versprei ons as God se kerk en God se kinders die lewensreuk van hoop. Lewende Christus hoop. Want Jesus leef en ons met hom. Kom ons gaan leef met hoop. En ons versprei die geur van hoop en lewe oral waar ons gaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is ons hoop op die lewe.
Here, alleen by U is die ware lewe te vind. Daarom, Here, al lyk die wêreld rondom ons soms donker en doods, Here, al kleef die doodsreuk aan ons klere, aan ons velle, al kruip dit soms onder ons velle in, Here, dankie dat ons vanoggend, maar dankie dat ons ook elke dag die hoopreuk kan ruik. Die reuk van die lewe. En dankie, Here, dat U U kinders en U gemeente nou stuur om die reuk van hoop die wêreld in te dra. Here, om dit deur ons lewens te gaan leef in 'n wêreld wat stikkend en seer is. Here, om dit in hulle wat naaste aan ons is, se lewens in te dra. Maar Here, ook hulle wat verste van ons af is. Mag U liefde en U genade ons dring om elke dag die geur van hoop die wêreld in te dra. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Goeiemôre. Die afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier 22 tot 29 Maart 2026. Woensdag 25 Maart is die blokbyeenkoms van blok 13 Suiderkruis vind om 1800 uur plaas by Marilee van Sail by Columbus Singel 29. Kontak Whitney van der Merwe by 082 771 0887. Kooroefeninge by die orgel om 16:45 by Marida nommer 082 471 0751. Alle belangstellendes welkom. Donderdag 26 Maart bloedskenkgeleentheid by die kerksaal om 1400 uur tot 1900 uur. Dis regtig 'n dringende versoek en voorrade is baie laag. Kontak vir Christus Smit by 083 447 9891. Vrydag 27 Maart 26, die skole sluit. En Sondag 29 Maart se erediens om 9 uur is Dominees Herman Burger, Groot Lydensweek, Palmsondag. Geen kleuterkerk, ouers welkom saam met kinders in die konsistorie. Geen kategese. Spesiale offer vir arbeidsbediening, Mosselbaai by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Groenkloofpreek om 10 uur, digitaal, en daar is geen alternatiewe erediens tydens die skoolvakansie nie. Bedieninge, eerstens is die eiendomsbediening. Vra dat u asseblief geduldig sal wees met die gat in die plafon. Ons wil van die geleentheid gebruik maak om foutopsporing te doen en die toeganklikheid te verleen vir die herstelwerk aan die dak. Getuienisbediening, 'n wolwedans, boodskap, sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 115 gesinne elke tweede week. Die laaste uitreikdatum vir die tweede kwartaal is 25 Maart. Die laaste uitreikdatums vir die derde kwartaal is 8 en 22 April, 6 en 20 Mei en 3 en 17 Junie.
Behoeftes vir die getuienisprojekte. Se uitreikarm na Wolwedans begin 'n kunsvleitprojek en skenkings van die volgende sal ons baie help. Dis skere, ou tydskrifte, gom, ou waterverf, akrielverf, ou kwassies, inkleurpotlode, naalde, garing en wol. Dan is daar ook 'n nood vir 'n ou yskas, 'n stoof of 'n 2-plaat kookstoofie. Baie dankie vir u volgehoue meelewing, omgee en ondersteuning. Gebedsbediening. Jou gebede maak 'n verskil. As Christene weet ons dat gebed die asemhaling van die gelowige is. Ons weet ook dat niks kan doen sonder die Here nie. Daarom bid ons ook vir die gemeente en vir mense wat siek is of swaar kry, maar ook vir gemeentelike bedrywighede en ook vir die gemeente se werk tot aan die uithoeke van die aarde. Ons weet ook dat daar lidmate is wat die gawe van voorbidding het. Daarom wil ons u nooi om, daar waar jy is, as voorbidder in te tree vir gemeentelike gebedsversoeke. Spesifieke gebedsversoeke sal per WhatsApp aan u gestuur word. Indien u betrokke wil raak, tree in verbinding met die kerkkantoor om jou kontakbesonderhede daardeur te gee. Hierdie gebedsversoeke vervang nie die maandelikse gebedsgids nie. Ons wil egter meer en meer 'n biddende gemeente wees wat altyd staat maak op God se leiding en krag. Kom bid gerus saam. Die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte, wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerksraadlid of aan kerkkantoor. Ons wil gemeentelede 'n kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee, eindeloos nog meer. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak Corrie Pieters by 082 327 9527. Ondersteuningsbediening, want ek het die ellendige gered wat om hulp geroep het en die wees en hom wat geen helper het nie. Die seun van hom wat klaar was om onder te gaan, het op my gekom en die hart van die weduwee het ek laat jubel. Die gedagte kom uit Job 29 vers 12 tot 13. Ons voorsien hulp in die vorm van rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning aan eensaames. Want dit is God se hart vir die wees en weerloses. En as gemeentelede is dit ook ons hart vir ons medemens en gemeenskap. Kontak Rihanna Breer by 081 039 8853 of Rihet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Neem kennis asseblief dat Dominee Shanay Viljoen vir 'n paar dae met welverdiende lof is tot 27 Maart 2026. Kontak asseblief u blokleier, die kerkkantoor of Dominee Leon in dringende gevalle. Nuwe lidmate, ons nooi hulle om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is daar ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat u vinnige terugvoering kan gee. Lidmaatbesoeke. Dominee Leon Cronje besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie of u wil 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Maandag en Woensdae en Vrydae tussen 8:30 en 12:30. Nou NG Grootbrakrivier se golfdag is 11 April 2026 en dit vind plaas by Dolphins Creek Country Estate. Die kanonafskootslaan is 8:00 en 12:00 en die voorkeurbedryf 4 BBB. Die bedrag is R310 per persoon
en inskrywings is by die golfbaan. En kom geniet die dag met hoë pryse en plesier. Bingo dag as jy 60 jaar en oud is, nooi Seeds of Hope en die NG Kerk Grootbrak die ondersteuningsbediening jou uit na die bingo oggend. Vol pret, speel, gesels, verversings en tee en koffie. Die datum is 15 April 2026 by die NG Kerk Grootbrak om 10 uur. Bespreek jou plek teen Vrydag 10 April by Rihanna Breers by 081 039 8853 of Manet van Sail by 082 443 3601. Daar is 'n dringende behoefte aan busfonds. 'n Graad 10 leerder benodig dringend 'n saamrygeleentheid na Punt Hoërskool in Mossel Bay of 'n bydrae teenoor 'n maandelikse busfonds. Kontak die kerkkantoor of vir Corrie Pieters by 082 327 9527 indien u kan help. Die Paasnaweekfees 4 April 2026. Kom doen jou inkopies hier en geniet 'n heerlike oggend. Koffie en pannekoek is 8 uur, etes is 9 uur, gebak is 10 uur en vleisverkope 11 uur. Plaaslike vleis, vars vrugte en groente, braaivleis, curry en rys, afval, pudding, koek en iets vir die kinders. Ons sien jou daar. Carpe Diem streef daarna om 'n unieke potensiaal vir elke leerder met spesiale onderwysbehoeftes op optimaal te ontwikkel, deur gepaste opvoedkundige en terapeutiese programme aan te bied. Die terapeutiese dienste is die skool beskik oor 'n arbeids- en fisio- en spraakterapeut. En ons het die hulp en fondse dringend nodig. Die fonds by die insamelingsfonds by die deur. Ek gaan die naweek vir die Carpe Diem skool. Baie dankie vir u bydrae daar. Die NG Kerk se Grootbrakrivier gemeentefees is Saterdag die 2 Mei om 2026. En die gemeentefeeslyste sirkuleer tans. Bydraes kan ook by die kerkkantoor of deur die internet inbetaal word. Ons rekening is die NG Kerk Grootbrakrivier. Rekeningnommer is 5308318651. En indien u EFT doen, moet u dit asseblief dit as 'n G-fees en bloknommer en van merk. Ons herhaal net die nommer 5308318651. Baie dankie. Laat die regverdige hom in die Here verbly en sy toevlug by hom soek. Laat al die opregtes hom prys. Dit kom uit Psalms 64 vers 11. FIBA Radio Suid-Afrika, ons bid vir hulle en vir Pakistan. Die oorlog in die Midde-Ooste het 'n sterk reaksie in Pakistan ontlok en gelei tot anti-westerse optogte. Volgens FIBA Pakistan se direkteur hou dit potensiaal gevaar in vir gelowiges, want daar word Christendom nog gesien as 'n westerse geloof en enige anti-westerse gevoel kan maklik teen Christene draai. Die webwerf van NG Grootbrakrivier 22 Maart 2026, die erebediening, ons skakel na die YouTube diens, Dominee Leon is beskikbaar, die getuienisbediening, die 60-plusser netwerk van Wolwedans en 'n kort oorsig. Bybelstudiereekse, Psalm Sondag, die koning wat gekom het om te dien, die diep betekenis van Palm Sondag. Skep asem vir vandag is 'n goeie begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is diensbaar. Die weeklikste afkondigings, as ook lief en leed, is op die webtuiste indien u wil seker maak van enigiets. Die leraars van ons kerk is Dominee Shanay Viljoen en Dominee Leon Cronje en ons adres is Langstraat 10, Grootbrakrivier.
Kantoortelefoonnommer is 044 620 2204 en die webadres is ng.grootbrak.co.za. Ons dank u vir volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.